Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om op hierdie Saterdagoggend weer met u te kan praat. Ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Dis vandag 23 Augustus 2025 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra en ek praat eers met myself. Lê jy en ek ook stil op ons afsaksel? Jy sien, liewe mense, ek dink ek het nodig om aan jou te verduidelik dat dinge gaan nie maklik daar buitekant nie. Nêrens in die Bybel lees ek dat dit maklik sal gaan nie. Inteendeel, ek dink die dale is baie meer as die hoogtes. Ons trane is meer as ons glimlagte. Ons droefheid is meer as ons blydskap. En voor ons kom kry dan's die lewe verby. Dan het goud 'n plek gemaak vir grys. Opwinding het plek gemaak vir 'n rustige plekkie daar in die son op die stoep. Niks is permanent nie. Niks. Al wat staande bly, al wat die moeite werd is, al wat onveranderd is en al wat betroubaar is God en sy plan vir jou en vir my. Ek wil jou graag verwys na 'n baie interessante gedeelte in die Bybel, Jeremia 48 vers 11 en 12. Vers 11 lees, Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat en vat. Hy het nie in ballingskap gegaan nie, daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie. Vers 12, daarom kyk, daar spreek die Here, dat ek aftappers na hom sal stuur, wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan. Nou weet ons, Moab was nie iemand wat in die weë van die Here gevolg het nie, en so ook sy medelandgenote. En hulle het bloot op hulle afsaksel bly sit, daarso, hulle het nooit in vyandskap gegaan nie, met ander woorde, of in ballingskap nie. Met ander woorde, hulle het nooit vyande gehad nie. Hulle het net daar bly sit, op hulle afsaksel. Verskoning. Jy sien, liewe mens, my verstaan van die Bybel is dat in die Bybelse tyd het hulle wyn gemaak en dan het hulle dit in 'n kruik gegooi, dan het hulle dit laat staan, dat die onsuiverhede afsak na onder toe. En dan het hulle daai kruik gevat en weer oorgegooi in 'n volgende kruik. En so daardie proses herhaal totdat dit 'n suiwer, edel, skoon wyn geword het. Maar dit het nie met Moab hulle gebeur nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het suiwer net bly doodstil sit daar op hulle afsaksel. Nooit vyande gehad nie, net rustig gewees, in hulle gemaksone gewees. Hulle was nooit oorgooi van kruik na kruik na kruik nie. As ons Efesiërs 2 vers 10 lees, dan lees ons dat ons is net 'n onvolmaakte produk, as ek dit so kan uitdruk. Ons is nog nie 'n volmaakte produk nie. Ons moet al hoe meer heilig word en al hoe meer heilig word. En dit gaan vra dat ons van kruik na kruik na kruik gegooi sal word. En dan sê die Here, hy sal dit doen. Hy sal aftappers stuur, sodat ons gegooi sal word van kruik na kruik na kruik. Dat ons al hoe meer en al hoe meer na sy beeld en sy gelykenis geskape sal word. Omvorm sal word, as ek dit dan so kan uitdruk. Liewe mens, nou sê jy vir my vra, maar Pieter, wat is dan die Here se gesindheid as hy dit doen? Per slot van sake is hy die pottebakker, ek en jy is die klei. Hy sal ons omvorm, en as daardie klei hard geword het, dan sal hy ons stukkend stamp om van daardie klont ontslae te raak. Daarom moet ek en jy meewerk. Maar ek wil nie daar gaan vanmôre nie, ek wil ons kan 'n lang gesprek oor hierdie onderwerp hê. Ek en jy moet onsself beskikbaar stel, sodat ons verander kan word vir die goeie. Wat is die Here se gesindheid? Staan hy afsydig? Is hy koud teenoor ons? Is hy besig? Is hy kwaad vir ons? Nee. Hy het soveel liefde.
Hy het geen behaag dat eers die goddelose moet doodgaan. Jy gaan lees maar self Esegiel 33:11. Hy wil hê dat elke mens tot bekering moet kom. Maar hy wil hê ons moet verbeter na sy beeld en sy gelykenis. Hy is nie koud en afsydig nie, inteendeel, hy het deernis as hy dit met jou doen. As hy besig is met jou en met my. Wat moet ons gesindheid wees? Ons moet meewerk. Here, wat moet ons doen om mee te werk, sodat ons kan leer uit hierdie proses uit? Dis wat jy en ek moet vra. Jy sien, liewe mens, ek en jy moet gaan heers oor ons omstandighede. Want as ons nie gaan heers daaroor nie, gaan ons gesindheid elke keer verander, soos wat ons omstandighede verander. Daarom moet ons gaan heers oor ons omstandighede. Jy sit dalk miskien vandag daar in 'n plek waar jy negatiewe omstandighede in jou werk het. Liewe mens, elke werk vandag is 'n roeping van God as Jesus leef in die hart van die een wat dit doen. Ek en jy moet net gaan meewerk saam met ons koning, sodat ons kan vorder in ons geestelike groei, dat ons bevorder kan word na ons volgende stap toe. Daar is niemand op hierdie aardbol so mistroostig, soos die een wat geen hoop het nie. Maar aan die ander kant is daar niemand wat so geruststellend leef, as ek het so kan uitdruk. As hy weet dat daar sal 'n dag kom, dat die Here die lot oor jou en oor my sal verander. Hoekom? Want Jeremia 48:47 sê vir ons, dat daar die dag sal aanbreek. Ons moet net volhard, liewe mens. Ons moet ons gesindheid verander. Die Here stel baie meer daarin belang, om ons karakter te verander, as wat hy daarin belang stel, om ons omstandighede te verander. Daarom moet jy en ek met hom meewerk, sodat ons kan verander vir die goeie. Ek en jy kan, liewe mens. Dit bly net jou en my persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.